'n veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy en Jesus by die Brambos en baie welkom saam met ons. Ek het my skoene uitgeskop. Die oomblik as jy die woord oopmaak, die oomblik as jy sê Jesus, dis as jy in 'n groot groep mense is en iemand skree jou naam, dan kyk jy onmiddellik om en jy kyk rond. Praat hulle nie dalk miskien net nou van my nie? En nou wil ek vir jou sê, as jy sê Jesus, dan gebeur daar iets hier, in die geestesdimensie, dan gebeur iets, die hekke van die hel skud, en daar's 'n opgewondenheid in die hemel. So hierdie oomblik is eintlik heilig, hierdie ateljee wat ek insit hier by die Brambos is eintlik heilig, en ek wil jou nooi, om saam met my hier te kom sit. Daar's 'n liedjie wat ons sing, daar's 'n stryd om te stry en oorwinning te verkry. En ek dink ek wil hê jy moet so 'n oomblik saam met my net daaroor dink. Net so 'n bietjie dink, hoe leef ek? Waarmee is ek besig? En so af en toe wil ek hê moet jy net vra, Heilige Gees van God, laat my besef, wat se stryd is ek in? Daar's so baie goed wat ons nie verstaan nie, daar's so baie goed wat ons nie weet hoe dit werk nie, daar's so baie goed in die wêreld wat nie sin maak nie. So ek en jy is konstant in hierdie oorlog gewikkel, hierdie oorlog, maar nou moet ek en jy besef, wat se stryd praat God van in sy woord. Hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die duisternis. Wat beteken, ek en jy het 'n argument, en jy word kwaad vir my, en ek word kwaad vir jou, en ons wens mekaar slegte goed toe, en dan sê God, nee, wag, stop. Die stryd is nie tussen julle nie. Moenie verblind word deur die aanslag van Lucifer, Satan, duiwel. Moenie verblind word en dink ons moet mekaar uitroei, ons moet mekaar vermoor. Dis wat oorlog so sinneloos maak. Mense skiet mekaar dood, broers skiet mekaar dood oor 'n geveg tussen lig en duisternis. 2 konings besluit, hulle hou nie van mekaar nie, en die een het meer olie as die ander een, en dan stuur hy sy troepe om te gaan oorlog maak, om hierdie land te wen, en hier gaan ek en jy voetsoldaatjies, en ons maak oorlog teen mense wat ons nie ken nie. En as jy na die Tweede Wêreldoorlog as 'n geskiedenis gaan kyk, gaan jy 'n paar plekke kry waar mense die lig gesien het, in 'n donker oorlog. En as hy die ander ou so wil skiet, dan kyk hy oor sy geweer se loop, en dan sien hy, hier staan net 'n ander ma se ou seentjie. En dan sê hy, gaan net weg. En dan jare later kom hulle by mekaar uit, en dan word hulle groot vriende, na die oorlog. My liewe mens, ek gee nie om wie jy is vanmôre nie, dit is my interessant, ek probeer om nooit alleen te vertel nie.
So as jy vir my vra hoe gaan dit, dan sê ek persoonlik gaan dit baie goed. Dit gaan nie goed met my budget nie, dit gaan nie goed met my hondjie wat siek is nie. Persoonlik gaan dit goed. En as dit nie persoonlik goed gaan nie, dan sê ek dit gaan sleg. En dan kyk almal my so verbaas. Dis mos sonde om die waarheid te praat. Weet jy hoe gaan dit met my? Dit gaan sleg met my. Hoekom? My garagedak het gebreek, my dak lek. Hulle het ingebreek by Jesus is lig. Daar's baie goed wat gebeur het hierdie week wat sleg is. Dit gaan sleg met my want ek is ontstel in my siel omdat die aanslag van die vyand so groot is. Ek moet besef, ons het 'n stryd wat ons moet stry om eendag die wenpaal te behaal. En as jy net so 'n bietjie terug stil sit en jy dink aan alles wat om jou aangaan, sit so 'n bietjie YouTube aan op nuus. Sit so 'n bietjie YouTube aan op oorloë wat nou as jy na die woord van God gaan kyk, dan sê die woord van God duidelik. Hy sê in die einde hier in Openbaring sê hy baie duidelik vir ons wat om te verwag. Wat moet ek en jy verwag in die eindtyd moet gebeur? En dan sê hy oorloë, en gerugte van oorloë, hongersnood, kinders wat doodgaan van die honger, kinders wat opstaan teen ouers, ouers teen kinders, ma's teen dogters en seuns teen pa's, broer teen broer, mekaar gaan doodmaak. Dit is wat die woord van God voorspel, wat moet gebeur in die laaste dae. Ons is nou besig in 'n tydperk van die lydingstyd van Jesus. En ek dink in die groot heelal is ons besig met die groot verdrukking. Want daar's soveel stryd, daar's soveel oorlog. Almal haat almal. Almal vloek almal. Dis interessant as jy besluit jy wil 'n instrument in God se hande wees. Jy wil die woord bedien. En jy vat die woord en jy lees hom en jy bid daaroor en jy vra salwing van die Heilige Gees en jy bepeins dit en bedink dit en doen 'n bietjie navorsing partykeer en vertrou God se woord wat sê jy hoef nie voor te berei nie, hoewel jy tog voorberei, en dan kry jy die stryd wat jy moet stry om hier te kan sit. Wat baie interessant is, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die duisternis. As jy die woord van God bedoel, as jy 'n T-hempie dra wat op staan Jesus, as jy sê ek is 'n volgeling van Jesus, is jy onmiddellik word jy gehaat deur die wêreld. Maar wat interessant is, die ateïste vloek jou. Hulle sê jy verkondig 'n leuen, God bestaan nie. Hierdie is net 'n ou tydse boek wat lankal verbrand moes word. Die duiwelaanbidders is kwaad vir jou en hulle vloek jou letterlik. Hulle noem jou allerhande vieslike naam. Sorry ek lag. Die Christene, luister na, mag jy dalk net 'n verkeerde woord sê. 'n Oom bel my na ek op RSG bedien het en hy sê, Ben Loubser, jy irriteer my. Maar kan die irritasie in sy stem hoor? Ek tog, wat het ek verkeerd gedoen? Ek sê, oom, wat het ek verkeerd gedoen? Hy sê, jy sê Here met 'n J, nie met 'n H nie. Ek wil jy moet dit gaan toets. Sê Here voor die spieël. En sê hom met 'n J en sê met hom 'n H en sê vir my watter een klink die beste. Ek kan dit nie, ek verstaan dit nie. Maar weer eens, ons het 'n stryd wat ons moet stry. As jy vir Jesus is
is jy teen die wêreld. En as jy teen die wêreld is die wêreld teen jou. Die wêreld haat jou, die wêreld vloek jou, die wêreld wil hê jy moet doodgemaak word. Daar's op hierdie stadium in die wêreld wil hulle alle Christene uitmoor. Hulle wil alle blanke Christene uitmoor. En ek sê baie keer, sê 'n ou, maar ek het nog nooit moord gepleeg nie. Dan sê ek, ja, maar as jy nie besig om jou gesin, you killing them softly, met jou mond. Ons wil mekaar, die woord van God sê, julle gaan mekaar opvreet. Ons is besig om mekaar op te vreet, in plaas van om te sê, Here, wat kan ek doen om oorwinning te kry? Wat kan ek doen om oorwinning te smaak aan die einde van hierdie wedloop? As jy nie hou van wat ek sê nie, moenie na my luister nie, maar as jy luister, moenie na Ben Loubser luister nie, luister na die Gees van God. My stem is hard en my stem is duidelik en ek prys die Here daarvoor. Maar luister na die sagte stemmetjie van die Heilige Gees. Die woord van God vertel van iemand bid, hy sê, hy roep God, hy sê, Here, help my. God, Yahweh, ek wil U aanbid, kom staan in my midde, ek het 'n probleem. En hy wag, God is op pad. Sy geloof is sterk genoeg, God is op pad. En daar kom 'n groot storm. En die storm gaan verby en God was nie in die storm. En daar kom 'n groot wind, en die wind raas, en hy ruk, en hy pluk, en hy draai goed om, en die wind kom, en hy gaan, en God was nie in die wind nie. En toe kom daar 'n sagte briesie. En God was in die sagte briesie. Partykeer moet jy bietjie so maak, om te hoor. Partykeer moet jy vra, en bid, en vra, en glo, en dan moet jy gaan stil sit, en 'n bietjie stil word, om te hoor. As jy hier by die braambos sit, moet jy nie sit met 'n pen en papier om te kritiseer nie. En ek probeer nie, ek wil nie hê jy moet my nie kritiseer nie, doen dit as jy wil, dit pla my glad nie. Jy kan ook sê wat jy wil, ek gee net om wat God sê. Ek gee nie om wat jy sê nie. So, ek hou daarvan as jy vir my sê, Ben, kan jy net nie vir Abel dood, maar Abel vir Kain, ek like dit. Want ek maak baie foute, glo my, Ben Loubser maak baie foute. Maar luister na die stem van God. Want maak nie saak wie jy is nie, jy het ook 'n stryd om te stry. Party stry op hierdie vlak, party op hierdie vlak, party op hierdie vlak, party op hierdie vlak, party underground. Ons het almal 'n stryd. Ons het 'n stryd om die woord van God te verstaan. Ons het 'n stryd oor die kerk van vandag. Ons het 'n stryd oor wat mense glo. Ons het 'n stryd teen mense wat die Christelike kerk, dit is eintlik die huis van God, aanval en wil vermoor en wil verbreek en afbreek, laat twee stene nie op mekaar is nie. Ons het 'n stryd vandag. Ons het 'n stryd teen finansies. Ons het 'n stryd teen mense wat nie meer omgee nie, mense wat nie meer bekommerd is nie, mense wat so vasgevang is in die wêreld en agter die wêreld aanhardloop, so besig is met die duiwelse goed, so besig is om te dans en te speel en te hoer en te remoer en te drink en dronkneste te hou maar dan moet ek uit die huis van God begrawe word. Dan moet die dominee gou jaag as ek op sterwe lê. Dan moet die predikant by die begrafnis mooi goed sê oor my. Maar terwyl ek leef, stry ek nie die stryd nie. Ek volg die stroom van die wêreld agter die duiwel aan. Ek het nou die dag gesê met hartseer, ek is nou 21 jaar voltyds in die bediening.
ek het dit ongelukkig nooit getel nie, wat ek so hou van Willie Botha, my sangvriend. Hy hou so rekord van alles. As jy hom vra, 5 jaar terug toe jy by Jesus is lig gesing het, dan sê hy vir jou, ja, dit het ek gesing, dit het ek gesê, dit het ek gelees uit die Bybel. Ek wens ek het so statistiek gehou van myself. Ek het seker al 1000 ouens begrawe. Ek het nog nie een slegte ou begrawe nie. Ek het nog, as hulle by my sit, dan hulle huil heel dag, elke dag by my, hoe sleg hierdie mens is. En as hy sterf, hy was 'n goeie mens. Weet jy, hy sit nou op liewe Jesus se skoot in die hemel. Maar hy het nooit die vrug gedra by die Gees nie. Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees. Hy het nooit die vrug van die Gees gedra nie, maar nou besluit ons. Maar dit gaan nie vandag oor my en jou besluite oor hulle nie, dit gaan vandag oor my en jou besluite oor myself. Here, hoe lyk Ben Loubser regtig? Nie wat dink jy, die wêreld, die duiwel, my vrou, my kinders, my familie, my vriende, my gemeente, my bediening by die Braambos. Here, wat dink ek nie? Wat dink u regtig as ek die stryd stry? Is ek besig om te wen? Ek wil vir jou een vers lees vanmôre. 2 Timoteus 4:7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Net dit. Die vraag is vanmôre, ek, Ben Loubser en jy aan die ander kant van die Braambos, of jy van my hou of jy nie van my hou nie, dis nie nou ter sprake nie. Of my das by my hemp pas, is nie nou ter sprake nie. My hare te grys is, iemand sê eendag vir my, jy's te vet vir die TV. Okay, ek sal bietjie, nee, nou lyk ek nog dikker. Dis nie nou ter sprake nie. Wat jy doen vir die kerk is nie nou ter sprake nie. Wat se titel jy het? Pastoor, dokter, prof, dominee, priester, dis nie nou ter sprake nie. Daar's net een ding wat nou ter sprake is. Die stryd wat jy stry, is dit 'n Jesus stryd? Is dit volgens die woord, die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel? Of is dit sommer net as and when? Hulle het altyd gesê, jy kry wedergebore kinders van God wat na die huis van die Here toe gaan oor hy lief is. Hulle gaan elke diens. Dan kry jy hulle wat net Sondagoggende gaan. Hulle is kerksmense. Meeste is kerksmense. Dan kry jy ouens wat kerksmense is, maar hy voel 'n bietjie meer skuldig, dan gaan hulle aanddienste toe. Dan kry jy mense wat regtig God, die guns van God soek. Hulle gaan ook woensdae bid hier toe. In watter kategorie pas ek en jy vanmôre? Ons is besig om die stryd te stry. Ons gaan die wenpaal haal. Maar gaan jy onder die eerste 3 wees? Ayrton Senna, die Grand Prix, amper sê Grand Prix in Afrikaans. Grand Prix renjaar het gesê, hy's in 94 dood in 'n groot karongeluk. Hy het gesê, as jy tweede is jy die eerste van die verloorders. Net 3 gaan op die podium staan, eerste, tweede en derde. Tweede is die begin van die verloorders, die ander het nie eens 'n plek gekry nie. Wat 'n wenpaal, of wanneer gaan jy, hoe gaan jy lyk? Dis die regte uitdrukking. Hoe gaan jy lyk as jy by die wenpaal kom? Ons almal is nou in die stryd. Ek en jy moet nou besluit, wil ek 'n wenner wees, of wil ek op die podium wees, of wil ek 'n loser wees? Kritiseer ek die woord van God? Kritiseer ek die kerk? Kritiseer ek die mense wat probeer? En hulle haal die verskriklikste goed aan. En hulle gebruik die Bybel om jou te probeer vermoor. Hulle gebruik die woord. Ek het vir jou slegte nuus.
Die duiwel ken die Bybel beter as jy. So moenie 'n demoon in sy hand wees nie. Jy gaan by die wenpaal kom. Maar wat gaan gebeur aan die einde daarvan? As jy by die wenpaal staan, gaan iemand jou hand gryp en vir jou sê, kom, jy staan bo op die podium. Jy het die paal gehaal, jy het die wenpaal gehaal, jy het die stryd gestry, jy staan in oorwinning. Of gaan hulle vir jou sê, jy kan maar gaan. Jy het dit nie gemaak nie. Ek en jy moet regtig vanmôre na hierdie woord kyk. Ek het die geloof behou. Het jy nog geloof in God? Nie net jy nie, ek ook. God praat met my eerste. Het ons nog die geloof in God behou? Is ons nog met die regte goed besig? Hoor ons nog die stem van God in hierdie sagte briesie vanmôre, so 'n oomblik van stilte? Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power, Lord. Come in thy own gentle way. Here, ek wil die wenpaal behaal. Ek wil in oorwinning staan. Maar soos ek nou leef, is my lewe een groot gemors. Soos ek nou leef, is ek op pad hel toe. Soos ek nou leef, gryp ek na elke halmpie, na elke ding. Ek is kwaad vir die Here, ek is kwaad vir God, ek is kwaad vir Jesus. Ek aanvaar nie die Heilige Gees nie, ek aanvaar nie die woord van God nie. Ek aanvaar nie wat die predikers mee sê nie. Ja, ek stem saam, jy moet versigtig wees, jy moenie na almal luister nie. Maar moenie hulle oordeel wat jy nie van hou nie, want dalk is hulle nie so verkeerd as wat ek en jy partykeer wil glo nie. Moenie oordeel nie. As jy iemand wil oordeel, gaan staan voor die spieël en beoordeel jouself. Neem 'n bietjie introspeksie. Here, hoe lyk my wandel in al my weë? Waarmee is ek besig? Hoe praat ek? Hoe dink ek? Hoe redeneer ek? Wat doen ek wat die woord van God, die Bybel, dis die riglyn. Jy kan hom nie verander nie. Mense verander hom. Mense skryf ander goed. Ek het nou die dag gehoor, mense lees nie die Bybel, die 53 vertaling. Hulle het nou die Bybel oorgeskryf, want as God terugkom en hy die oordeel is verby, gaan hy sterf. Waar? Ok, ek gaan nie met jou daaroor geargumenteer nie. Dit staan nie in my Bybel nie. Nou het hulle die Bybel oorgeskryf. Dit maak nie sin nie. My liewe mens, hoe lyk jy regtig? Hoe lyk jy regtig vanmôre? Het jy die stryd gestry? Het jy die wenpaal gehaal? Of is jy nog op pad wenpaal toe? Hoe gaan jy hom haal? In watter stand? Eerste, tweede, derde of glad nie 'n plek nie? Dis een van daai wenpale wat jy definitief kan eerste kom. Almal wat wil kan eerste kom. Iets wat amper onmoontlik is, dit gebeur nogal baie. Laat 20 renmotors jaag om 'n baan en hulle meet die sekondes tot 1/1000ste. 1/1000ste van 'n sekonde. Dan's die eerste 3 almal op presies dieselfde tot 1/1000ste van 'n sekonde saam oor die wenstreep. Dis amper onmoontlik. Maar in God se geval, hierdie wenstreep wat God hiervan praat, kan ons almal tot die miljoenste van 'n sekonde almal wenners wees. Ons moet die stryd stry. Ons moet oorwinning kry. Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons sien nie, ons kan nie, Here. Ons kan dit nie doen nie. Ons is sondaars, ons struikel, ons val, maar genade onbeskryflik groot. Here, al wat U vra is moenie jou genade oorspeel nie. Moenie dieselfde fout elke dag maak en sorry sê en fout en sorry en fout en sorry nie. Here, ons is besig om 'n stryd te stry
Die wenpaal is voor die deur, voor ons voete, Here. Miskien nog 1 tree, dan gaan ons oor die wenstreep. Ons wil oorwinninge, Here. Daarom was ons in die bloed en leer ons om koningskinders te wees. In Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Ek wil hê jy moet my nommer afskryf, hy's ook hier onder op die skerm van die TV. As jy nou op die radio na my luister, is dan nou nie, jy moet hom aan neerskryf. 072 577 1196 en dan praat met my. Verskil met my, maar uit die woord uit. Moenie vir my jou filosofie gee nie, moenie my filosofie gee nie. As dit nie in die woord van God is in die Bybel nie, bestaan dit nie. Ek het besluit om dit te glo en ek gaan dit leef en ek gaan dit oorvertel. Baie dankie vir elke bydrae, finansiële bydrae, maar veral gebedlike bydrae. Ek en Francis het baie gebed nodig om staande te bly teen die liste van die duiwel en sy demone. En baie dankie vir elkeen wat bid. En wat met my praat. Op WhatsApp, asseblief, moenie my bel nie. Ek kan nie al die oproepe vat nie, dit is redelik besig. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Jesus is lig, Eastvale Springs. Die Here seën u.